Welkom by hierdie week se ANT Politieke Oorsig. Ons gesels soos ouer gewoonte met Roland Henwood van die Universiteit van Pretoria. Baie welkom by ons, Roland. Ek dink al was baie nuus oor die naweek en dis kom ons hierdie week se episode so klein bietjie vroeër maak. Ek dink is baie relevante nuus wat ons nou het. So baie welkom by hierdie week se episode en dat ek sommer wegval met die eerste vraag. Is ons by Wêreldoorlog 3? Ek wil sommer net jou perspektief rondom dit kry. Goeiemôre Johnny. Ja, 'n baie besige naweek en 'n week sover. Is ons by Wêreldoorlog 3? Heel onwaarskynlik en daar's 'n paar redes daarvoor. Wat is 'n wêreldoorlog? Dis 'n oorlog waarin omtrent almal by betrokke is op 'n meer direkte manier. As ons kyk na wat tans rondom Iran gebeur, dan is daar twee belangrike verskille. Die eerste is dat Iran is heeltemal geïsoleer en is alleen in hierdie oorlog. Niemand van Iran se bondgenote is op die stadium bereid om toe te tree of in 'n posisie om toe te tree. En as ons miskien gaan kyk na die bondgenote, Rusland is besig in Oekraïne, is vasgevang in Oekraïne en miskien net 'n opmerking, waarskynlik gaan hierdie konflik waar Iran nou vasgevang is met die VSA en met Israel, maak dat Iran baie minder ondersteuning aan Rusland kan gee. Byvoorbeeld, meeste van die drones wat gebruik is deur Rusland is in Iran vervaardig. Baie van die missiele wat die Russe begin gebruik het, is ook uit Iran afkomstig. Noord-Korea en Iran is twee belangrike rolspelers vir die Russe in daai konteks. So, hulle gaan nie toetree nie, Rusland kan nie help nie. Trouwens, dit gaan meer druk op Rusland plaas, ten minste op die kort termyn, as wat ek dink die Russe graag sou wou sien op die stadium. China as 'n ander bondgenoot van Iran koop omtrent al Iran se olie. China gaan 'n bietjie op die kort termyn, want die olieuitvoere gaan baie min wees, kan dalk heeltemal ophou en dit gaan die Chinese beïnvloed. Hulle gaan ander olie moet kry of baie duurder betaal vir ander olie as hulle kan kry. China gaan waarskynlik nie wapentuig lewer nie. Daar was aanvanklik sprake verlede week dat die Iranese 'n baie gevorderde missielstelsel by die Chinese gekry het en dit kan gebruik word om die groot vlootvaartuie van die Amerikaners te teiken. Het is onwaarskynlik of China dit op die stadium gaan lewer en direk by die konflik betrokke gaan raak. In die streek is daar net Irak wat min of meer, en ek wil amper sê partykeer bietjie nader, of sommige mense in Irak nader aan Iran beweeg, onwaarskynlik dat hulle betrokke gaan raak. Die ander bondgenote is nie meer daar nie. Sirië is nie meer daar as 'n bondgenoot nie. Was 'n baie belangrike rolspeler vir Iran gewees. Is nou deur 'n oppositiegroepering oorgeneem. En dan die proxy-magte, Hezbollah, wat uit Libanon optree. Ons het gesien hulle het die laaste 2 dae so 'n bietjie probeer, maar nie regtig meer die mag wat hulle was nie. En natuurlik in Gaza is daar nie meer proxy-magte wat 'n wesenlike aanval kan loods teen Israel nie. So in daai opsig is die Iranese regime baie geïsoleerd en staan alleen. Aan die ander kant moet ons ook dadelik sê, dis nie asof die res van die wêreld nou eensydig optree en Iran aangeval het nie. Dis Amerika, die VSA en dit is Israel wat Iran aanval. Die ander bondgenote van die VSA bly buite hierdie konflik. Europa het baie duidelik gesê, hulle gaan nie betrokke raak nie. Trouwens, Europa het gesê, meeste van die Europese regerings het gesê, hulle gaan ook nie ondersteuning gee in die vorm van militêre fasiliteite nie. Spanje het byvoorbeeld die Amerikaners gister laat weet, hulle moet hulle vliegtuie onttrek by basisse en hulle mag dit nie gebruik in aanvalle nie. Ook nie hulle vliegtuie wat vir herbunkering vir die aanval van brandstof gebruik word nie. Britte het gesê nee, hulle gaan nie betrokke raak nie, maar hulle het wel teen Maandag aangedui dat Diego Garcia kan dalk deur die Amerikaners gebruik word, maar nie met Britse betrokkenheid nie. Binne die streek self, Egipte is nie direk betrokke nie. Saudi-Arabië, Verenigde Arabiese Emirate, Oman het almal gesê, en hulle is bondgenote van die VSA, hulle gaan nie betrokke raak nie, hulle gaan nie deel van die gevegte wees nie, en dit kan nie van daar afgevoer word nie. So, in daai konteks, nee, dit is nie 'n wêreldoorlog nie, dit is 'n oorlog wat uitgebreek het, wat gedryf word deur Israel, baie sterk betrokkenheid deur die VSA, en
Iran. En dis maar die betrokkenis wat op die stadium duidelik is. Kan dit later verander? Dis moontlik. Dit gaan afhang van hoe Iran vorder. As Iran doen wat hy nou doen en wat hy probeer doen, en dit is om die konflik uit te brei, om meer state aan te val, om grootte aan te val, en ander voor 'n keuse te stel van ons dwing jou om betrokke te raak of ons dwing jou om die Amerikaners en die Israelies uit te hou. Dit kan dalk verander, maar dis baie onwaarskynlik dat ons op die stadium op daai punt gaan kom. Die ander kwessie is tydsduur. Hoe langer hierdie aanvalle aanhou, onthou die Iranese se produksievermoë is baie beperk. So en hulle gaan nie by ander plekke soos die Russe missiele kry en die Russe het dit self nodig. Roland, ons het wel gesien dat Iran aanvalle geloods het op Saudi-Arabië, Oman, daai plekke. Wat is die motivering agter dit? Is dit nie tog vriendelike state vir Iran nie? Ja, gekwalifiseerd vriendelik. Ons moet onthou Iran is 'n destabiliserende mag en 'n dominante rolspeler gewees histories in die Midde-Ooste. En hierdie state is as gevolg van historiese en godsdienstige redes bietjie anders as Iran en hulle daar's 'n baie groot mate van wantroue gewees. Die interessante is dat die Chinese het op 'n stadium bemiddel en dit het daartoe gelei dat Iran en Saudi-Arabië byvoorbeeld diplomatieke bande hervat het so onlangs as verlede jaar. So daar is beter bande gewees as beter betrekkinge as in die verlede. Maar hulle is state wat hulle sekuriteit gebou het rondom 'n onafhanklike posisie en wat toegelaat het dat die VSA militêre basisse in hierdie verskillende state vestig. Dit gaan natuurlik terug na die tyd van die Golfoorlog, die bedreiging van Saddam Hussein in Irak en die konflik wat daarmee verband hou, maar dit was ook gesien as 'n mate van beskerming teen Israel. Want as jy 'n bondgenoot van die VSA is, dan kan Israel jou nie sommer aanval nie. En ons het gesien hoe vinnig verlede jaar toe Israel een aanval in Qatar geloods het, hoe vinnig president Trump op hulle afgekom het en dit onmiddellik gestop het. So daar's die redes waarom jy militêre bondgenootskappe met die VSA het in hierdie streek. Die rede waarom hierdie state aangeval word, ek dink daar's twee redes. Die een is om die koste van die oorlog vir almal so hoog as moontlik te maak van die kant van Iran. Met ander woorde, die risiko's en letterlik die koste van hierdie oorlog moet baie hoog wees. Die risiko's vir die VSA en sy bondgenote moet hoog wees. En dan die tweede rede is om druk te plaas op Saudi-Arabië, op Oman en hierdie state, om te probeer om 'n wig in te dryf tussen hulle en die Amerikaners, en ook half te laat lyk, maar julle is mos saam met Israel nou. En dit natuurlik wil geen Arabiese regering op die stadium in elk geval nie openlik erken nie. So dis 'n deel van die proses. Gaan dit suksesvol wees? Dit kan teenproduktief wees, maar teenoorgestelde effek hê. Dit kan byvoorbeeld beteken dat 'n staat soos Qatar, wat baie goeie betrekkinge met Iran oor 'n baie lang tyd opgebou het, kan omdraai soos wat hulle gister gedoen het en Iranese vegvliegtuie afskiet of bomwerpers, omdat hulle eie belange nou voorop stel. En dit beteken die verhouding verander onmiddellik. So dit kan op die langer termyn beteken dat hierdie state teen Iran draai en toetree tot die konflik. Dan word dit 'n groter regionale konflik. Maar daar is ook 'n ander aspek wat interessant is, en dit is dat die olieproduserende lande het gister gesê, hulle gaan van April af olieproduksie opstoot om hierdie verskielike verhoging in oliepryse te temper. Nou dit hou natuurlik verband met die konflik, maar ook die feit dat uitvoere deur die Straat van Hormuz beperk word. So dit beteken weer daar's alreeds 'n ander beleining wat plaasvind. En waar hierdie olieproduserende state wat bedryf word en baie beïnvloed word deur Saudi-Arabië en die Midde-Oosterse groepering, onmiddellik sê maar ons gaan 'n korrektief inbring. So dit is nie noodwendig dat Iran op 'n langer termyn sy doelwitte gaan bereik met hierdie tipe aanvalle nie. En dan miskien net die laaste aspek hier is, daar's natuurlik baie groot risiko's vir Iran. Dis een ding om te sê ek val militêre teikens aan soos die lugmag en weermagbasisse van die VSA. Maar nou sien ons dat hotelle is getref. Die burgerlike lughawe in Dubai is getref.
Olie-installasies word getref. Burgerlikes gaan dood. Geen regering gaan dit willens en wetens aanvaar nie. En dit is hier waar die Iranese dan op 'n baie moeilike plek kom in terme van hulle strategie, dat hulle kan nie omdraai en sê maar ons val net militêre teikens aan. En wat 'n mens nie weet nie, is dit swak teikening, is dit swak missielstelsels, of is dit moedswillig om vrees in te boesem, om te kyk of jy die bevolking kan bang maak en kan draai teen hulle eie regerings. Dit gaan nie baie maklik daar gebeur nie. So Iran is hier op risiko as dit die tipe strategie is wat hy gaan volg. Roland, wat is jou gevoel? Goed wat nou nie in die nuus of in die koerante gesê word nie. Hoekom gebeur hierdie oorlog? As ons so 'n bietjie agter die nuusberigte gaan kyk, wat dink jy is die motief, die groter, langer termyn motief van hierdie oorlog? Ek dink 'n mens moet hier 'n onderskeid gaan tref van uit watter perspektief jy kyk. Ons het nou gehoor wat president Trump gister gesê het, wat die spesifieke doelwitte van hierdie oorlog is. Daar was baie vrae voor die tyd. Ek dink ons het ook gepraat daarvan verlede week, dat is dit nou om die bevolking te beskerm, is dit om die missielprogram te beëindig, is dit om kernprogram te beëindig? Dit was nie baie duidelik gewees nie. Nou weet ons die VSA se posisie is, die kernprogram moet gestop word. Nou ons moet net onthou, Oktober verlede jaar het daar 'n oorlog begin, daar was aanvalle gewees en president Trump het baie sterk uitgekom dat daai kernvermoë is totaal vernietig, dit bestaan nie meer nie. En nou kom die VSA by monde van president Trump en sê, maar hierdie aanval is om die kernprogram te stop. So, daar is tussen die stories wat gesê is en waar ons nou is. Dit beteken daai program is waarskynlik beperk, maar hy is nie gestop nie. Tweede belangrike doelwit is om die missielprojek en die missielprogram van Iran te beëindig. Nou daai missielprogram op die stadium is 'n bedreiging in die streek, is nie 'n bedreiging buite die streek nie, maar daar is vrese dat kernwapens of dat missiele ontwikkel kan word wat Europa kan tref en op die baie lang termyn wat selfs die VSA kan tref. En hier die VSA les geleer in wat met Noord-Korea gebeur het, waar die programme nie gestop is nie, waar onderhandel is en hierdie programme het aangegaan en nou is Noord-Korea 'n kernmoondheid met langafstand missielvermoë. So jy wil nie dit in Iran hê nie uit die perspektief van die VSA. Die derde element wat ingekom het is streekstabiliteit, die beëindiging van Iran se ondersteuning van terreur van proxy-magte. Vierdens, die beskerming van die bevolking en dan die vyfde een waaroor baie bespiegel is, wat nooit erken is nie, is regimeverandering. Daarvoor, jy wil daai regering ontsetel en vervang met 'n nuwe regering. Nou, dis 'n baie meer vriendelik vir die VSA is natuurlik, ja. Ja, dis 'n baie komplekse proses. Die VSA se rekord met dit is letterlik 0. Hulle kon dit nie in Irak regkry nie, hulle kon dit nie in Afghanistan regkry nie. Hulle kon dit nie in Suid-Amerika regkry en daar's baie pogings gewees. So daai is een wat bietjie mense bekommerd maak. Jy het gesien in Libië, jy skiet die regering uit letterlik en dan is daar 'n magsvakuum en allerhande ongure karakters word deel van die prosesse, kry mag, kry wapentuig, kry beheer oor oliebronne en dit skep baie groter probleme op die lang termyn. So die ander perspektief en die een wat miskien in die westerse media so klein bietjie minder aandag kry, is die rol van Israel. En daar's al hoe meer bespiegelinge en in die Arabiese wêreld word dit gesien dat die eintlike dryf van hierdie oorlog was Netanyahu gewees. En hy het dit reg gekry om president Trump te oortuig. Party media gebruik letterlik die term hy het op sleeptou geneem. En die Marco Rubio, die minister van buitelandse sake van die VSA, het in 'n toespraak gister of eergister letterlik so toegegee. Wat hy gesê het, hulle moes betrokke raak want Israel was op pad om aan te val en hulle kon nie buite bly nie. So dis die ander dimensie. Dit het natuurlik baie ernstige vrae ontwikkel oor wat is die werklike motiewe en wat is die langtermyn doelwit. En dit is miskien 'n aspek wat mense baie mooi moet gaan dophou. Want alhoewel daar ongemak is met Iran en die rol van Iran histories as 'n destabiliserende rolspeler,
is daar ook baie groot sensitiwiteit in die streek dat Israel 'n dominante rolspeler word. En dat Israel die sterkste militêre mag word, veral met 'n leier soos Netanyahu. Want dan bedreig hy ander belange en ander rolspelers in die streek. So die ideale situasie wat jy kry as jy praat met mense uit Saudi-Arabië, die Verenigde Arabiese Emirate en hierdie regerings, hulle soek 'n magsbalans. Soek 'n balans tussen Israel en Iran en hulle self. Want dan kan niemand die tipe optrede loods wat ons in die verlede gesien het nie. En dit moet 'n mens sê, alhoewel daar 'n ontwikkeling van bande met Israel is, gebeur dit baie stadig en daar is bitter min vertroue tussen Israel en van hierdie regerings in die Midde-Oosterse streek. En dis 'n wederwysige probleem. So die vraag is, gaan daai situasie nou verander? Gaan daar nou meer vertroue kom? Die kans is baie goed dat hierdie regerings skepties staan en eintlik die VSA verkwalik dat hulle ten behoeve van Israel so vinnig so konflik van die grond af gestuur het. Ons moet onthou dat 2 weke terug nog het Saudi-Arabië en die Verenigde Arabiese Emirate vir president Trump gesê, moenie 'n oorlog begin nie, ons kan hierdie ding op 'n ander manier hanteer. Hulle soek nie 'n oorlog nie. Dis baie sleg vir hulle ekonomie, baie sleg vir hulle beeld. Kyk maar net wat gebeur nou rondom die lugvaartbedryf, wat in beide Qatar en in die Verenigde Arabiese Emirate 'n krities belangrike ekonomiese segment is. Dit stort heeltemal in duie. Dit kos hulle miljoene dollars hierdie afgelope klompie dae. En dit is met ander woorde nie in hulle belang nie. So daar's ander aspekte wat 'n rol gaan speel en wat druk op die proses kan uitoefen van wat uiteindelik met hierdie oorlog gaan gebeur. Roland, as ons dan 'n bietjie nader in die huis bring, waar staan Suid-Afrika in terme van hierdie oorlog en hoe gaan dit ons beïnvloed? Goed, ek dink as ons kyk waar Suid-Afrika staan, dan is daar vir my 2 dimensies wat ek dink ons aandag aan moet gee. Die een is die historiese konteks, waar Suid-Afrika die afgelope jaar homself baie naby aan die Iranse regime geposisioneer het. Die besoeke wat eintlik maar van 2023 af. Naledi Pandor, die vorige minister van Dirkou se skakeling met Hamas, met Iranse regering, met die Iranse president. Die manier wat Suid-Afrika die oorlog in Gaza hanteer het, die internasionale geregshofsaak teen Israel. Dan die besoek van die hoof van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag aan Iran en die uitlatings wat hy daar gemaak het. En die regering het nie hom gerepedieer nie, het basies maar net dit laat verdwyn. En dan het ons gesien vroeg hierdie jaar die vlootoefeninge wat China gereël het onder 'n BRICS-vaandel, en dis natuurlik 'n bietjie van 'n probleem in Suid-Afrikaanse gebiedswater, en wat ons nou gesê word, die president het opdrag gegee, Iran mag nie deelneem nie, want hulle het op daai stadium duisende van hulle eie burgers doodgeskiet, wat betoog het teen die regering daar. En ons het gesien, daar's nou hierdie week, is daar nou 'n kommissie van ondersoek gevestig, wat nou daai verontagsaming van die president se opdragte moet ondersoek. So die historiese konteks is dat Suid-Afrika gesien word as 'n bondgenoot of iemand wat baie na aan Iran beweeg. Dis problematies. Nou kom ons terug by hierdie uitbreuk van geweld. Die president het, miskien net dit sê, Suid-Afrika is eintlik baie stil gewees tot nou toe. En niemand reageer regtig nie. Daar's wel politieke partye wat standpunt ingeneem het, die EFF en die SHKP wat dit veroordeel, die aanvalle van Israel en die VSA, die DA wat bietjie meer 'n genuanceerde benadering het, en meer anti-Iranese posisie inneem. En dan die president, die ANC het niks gesê sover nie, maar die president het 'n verklaring uitgereik wat basies sê daar moet diplomatieke oplossings gesoek word, oorlog gaan nie die probleem stop nie. Ons moet hou by die beginsels van die VN-handves en die internasionale reg, en dit was basies die betoog. Die probleem hiermee is dat Suid-Afrika is nie konsekwent nie. Ja. Die presiese argumente wat gebruik word teen die VSA en Israel se aanvalle op Iran, is die argumente wat gebruik is toe Rusland Oekraïne binnegeval het, maar Suid-Afrika het nie standpunt ingeneem nie.
Trouwens Suid-Afrika het eers dit verdedig en amper verskonend opgetree teenoor wat die Russe besig was om te doen. Dis eers later wat Suid-Afrika so klein bietjie meer 'n standpunt ingeneem het van ons moet hierdie oorlog probeer stop. So die posisie wat Suid-Afrika nou inneem is relatief neutraal, in 'n sin meer korrek, maar wat Suid-Afrika bietjie blootstel is die feit dat ons onkonsekwent is. Ons pas nie hierdie beginsels deurgaans toe in hoe ons buitelandse beleid projekteer en hoe ons onsself posisioneer in terme van ons buitelandse beleid nie. Kan ek net 'n punt maak hier voor ek by want daar's 'n ander dimensie van hoe dit Suid-Afrika raak, die ekonomiese wat ek nie te veel oor wil sê nie, maar daar's 'n ander politieke dimensie en dit is die hele konsep van BRICS. Ons moet onthou dat die BRICS-groepering is nie 'n militêre alliansie nie. Dis eintlik maar 'n ekonomiese idee van samewerking. Is nie 'n geformaliseerde struktuur soos ander internasionale organisasies nie. Maar die interessante van BRICS is China, Rusland, Indië, Suid-Afrika en Brasilië is die oorspronklike lede. Nou het jy betrokke gekry by BRICS Iran, Saudi-Arabië, Egipte is van die nuwe lede van BRICS. En dis die interessante, daar was baie gewag gemaak op 'n stadium van die solidariteit van BRICS, die Chinese wat baie hard probeer om 'n militêre dimensie in BRICS in te kry, soos met die vlootoefeninge waarna ek verwys het, terwyl die res van die BRICS groepering, die oorspronklike lede is baie skepties hieroor. Indië en Brasilië wil niks daarvan weet nie, want hulle sê dis nie in hulle belang nie, is ook nie in BRICS se belang nie. Ja. En wat mense nou sien met hierdie konflik is, nou word 'n BRICS lid aangeval deur die VSA wat nie in BRICS is nie, en BRICS is doodstil hieroor. Daar's geen beweging vanuit BRICS nie. As jy vat Rusland, China, ten minste sou mens daar verwag het. Die Chinese het gereageer in terme van dis nie in die manier van doen nie, ons moet 'n diplomatie na kyk. Die Russe skynheiligheid van die hoogste orde wat jy mag nie 'n ander staat aanval nie, jy moet hulle grondgebied en soewereiniteit respekteer. Ja. En handves volg. Nadat hulle Oekraïne binnegeval het en sommer 'n paar plekke ook al so behandel het. En dit dink ek wys op die fundamentele swakheid en ook die fundamentele strukturele konteks van BRICS. Indië, die premier het verlede week Israel besoek. Hy het 'n toespraak in die Knesset, die wetgewende gesag aan 'n parlement gelewer en homself baie sterk verbind tot 'n bondgenootskap met Israel. En hulle het nou die dag 'n baie sterk verhouding met die VSA ook, 'n handelsooreenkoms gesluit. Dit ook. So dis die interessante. China en Rusland het nog nie gereageer nie. Egipte is doodstil. Egipte gaan nie Iran ondersteun of probeer help nie. En dit wys vir ons dat daar word baie gewag gemaak van BRICS as die nuwe alternatiewe struktuur in die wêreld. Al wat dit vir my sê is BRICS het nog 'n baie ver pad om te gaan. En hy het nie noodwendig tande nie. Ja. Nee, hy het nie tande nie, maar BRICS moet begin kyk na wie betrek hy om watter redes. Brasilië gaan nie hier betrokke raak aan Iran se kant nie. Hulle gaan die VSA aanval veroordeel op 'n prinsipiële grondslag, maar hulle gaan nie betrokke raak nie. Indië het homself aan die kant van Israel geskaar. Nie dat Indië noodwendig Israel se militêre offensiewe ondersteun nie, maar hy gaan op 'n baie ander manier reageer as wat hy in die verlede sou gedoen het. En dit beteken die samehang in BRICS is onder geweldige druk. Saudi-Arabië wat 'n BRICS lid is nie gelukkig met Iran nie. So die samehang in BRICS kom onder druk en dit kan dalk vorentoe vir Suid-Afrika bepaalde uitdagings inhou, want ons regering het hom baie sterk verbind tot die BRICS assosiasie en die BRICS manier van doen, wat op die stadium so 'n bietjie swak lyk. Miskien dan net laastens as ons terugkom Suid-Afrika toe, dit gaan ons raak, oliepryse, gaspryse dit gaan 'n effek hê op ons ekonomie, gaan 'n effek hê op verbruikers. Skepe wat weer om die Kaapse See roete gaan vaar, as ons wakker kan wees, kan ons daai 'n bietjie voordeel trek met herbunkeringsgeriewe en dienste. Maar ons weet met die vorige konflik in die Rooi See gebied toe die skepe aangeval is deur die Houthi rebelle,
was daar interne bureaukratiese probleme wat gekeer het dat Suid-Afrika herbunkeringsdienste kan lewer. En ons het miljoene en miljoene dollars verloor in die proses. Mens sal moet sien of ons op hierdie stadium bietjie meer ons dinge bymekaar kan kry en kan voordeel trek hieruit. Want ons weet ook natuurlik nie vir hoe lank hierdie gaan aanhou nie. Ja, dis 'n ander probleem. Roland, dit klink vir my of Ramaphosa net die hele tyd kommissies aanstel en nooit noodwendig 'n standpunt inneem nie, en dit is weer daar's net kommissies wat aangestel word en hy skuif eintlik die verantwoordelikheid al net weg van homself af. Sien ons dit amper nou weer in hierdie opsig. Ek dink wat ons hierdie keer sien is dalk so 'n bietjie meer positief in die sin van ons het nie nou gegaan en Amerika aangeval en veroordeel en gesê ons staan by Iran nie. Want ek dink dit was die groot vrees van baie mense gewees, want dit was die tipe goed wat ons in die verlede gedoen het. Hierdie keer was daar 'n mate van, ek dink 'n meer omsigtige benadering, 'n baie meer versigtige verklaring. Wat ek nie weet nie, is dit die invloed van die ander partye binne die regering van nasionale eenheid. Want ons weet, partye soos die PA, die DA, die Vryheidsfront Plus, die ACDP, wat deel van die breër groepering is, nie net almal in die regering van nasionale eenheid nie, is glad nie gelukkig met hierdie anti-Israel standpunt en die pro-Iran standpunt, die pro-Hamas standpunt wat die regering gehandhaaf het nie. So dit mag wees dat daar 'n tempering is omdat daar verskillende standpunte is, want hierdie was 'n regerings standpunt van die president. Dit was nie 'n partystandpunt en ek dink dis 'n belangrike verskil. In die verlede sou dit 'n ANC standpunt gewees het wat baie dramaties sou wees. En ek dink hier is dalk bietjie van 'n versigtiger benadering. Mens hoop so. Dit gaan nie oor aan wie se kant jy is. Dit gaan oor waar posisioneer jy Suid-Afrika en die breër belange van Suid-Afrika, nie die van 'n party of 'n spesifieke persoon nie. Hoopelik is dit die rede waarom ons hierdie meer oorwoë en versigtige standpunt gekry het. En dis dalk ook die voordeel van die RNE wat ons nou begin sien, waar dit nie noodwendig 'n ANC standpunt is wat al hele Suid-Afrika verteenwoordig op daai manier nie, maar ons begin nou eintlik sien dat verskillende opinies, verskillende sieninge nou eintlik vloei na 'n gesamentlike opinie vir Suid-Afrika, as ek jou sou reg verstaan. Dit is moontlik, ek weet nie, daar is gesê in die afgelope maande dat die president sal konsulteer met partye oor buitelandse beleid, want dit het een van die groot faktore geword wat verdeeldheid en spanning gebring het binne die regering van nasionale eenheid. So moontlik het dit gebeur, ek weet nie, daar's nooit 'n verklaring uitgereik nie, maar dit was tog opvallend dat hierdie standpunt van die president was 'n baie meer versigtige, amper neutrale standpunt as wat ons tot dusver gekry het in hierdie tipe van situasies. Ja, en dit is nie nou nodig om enigstens betrokke te raak of enigse, hoe kan ek sê, kante kies op hierdie oomblik nie. Ek dink is vir ons voordelig om so neutraal as moontlik te bly, want ons kan voordele uit die weste en uit die ooste uit trek as ons met handel en onsself reg posisioneer. Wel, dis die argument wat oor 'n lang tyd gevoer word dat Suid-Afrika moet werklik onverbonde wees en moet in terme van belange sy posisie inneem, nie in terme van ideologiese voorkeure of historiese voorkeure wat nie noodwendig nou meer geld nie. Ja, en ons hoop die RNJ en die nuwe buitelandse beleide en nuwe siening wat ons gaan dit nou gaan regkry. Maar baie dankie vir jou tyd, Roland. Dit was baie interessant, baie insiggewend geweest en ja, skakel volgende week dan gesels ons verder met Roland oor die nuutste sake en hoe hierdie oorlog natuurlik ontwikkel. So maak seker om dit nie te mis nie, maar baie dankie vir jou tyd, Roland. Dankie, was lekker geweest om te gesels.